Ons dierbare, kosbare, heilige Vader in die hemel. Eerste Sabbat van 2026 wat ons instap in die heilige huis. Here, wees met ons deur hierdie loop van die jaar. Wees met elkeen wat in die huis is. En wees met nog elkeen wat nou nog op vakansie is. Dat U daar vir hulle sal wees. Maar Here, ons is so afhanklik van U. Ons kan net by U vertoef. En daarom vra ons U, dat U met ons sal wees, deur die verrigtinge, wat vanoggend in U huis sal plaasvind. So bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen. Vanmôre wil ek graag met julle gesels. En dit gaan oor dat hy moet meer word en ons minder. En ek het met hierdie gedagte al met gesit al vir 'n hele paar maande en ek het nie geweet hoe ek dit gaan bymekaar bring nie. En soos dit moet kom, so 'n paar sabbatte terug, het ek die persoon al in my gedagte gehad. En soos dit kom, toe ek die een sabbat is en ek kom so omgestap, toe hoor ek net, môre Tannie Letitia. Môre Chanel. Goeiemôre Tannie Letitia. En ek het onmiddellik daai sabbat het ek vir haar gevra, is sy beskikbaar? En sy het gou op haar foontjie gekyk, sy sê ja, sy is beskikbaar. En hier is sy vanoggend. Die rede hoekom ek haar gevra het, en dis een rede. Ek het nog nooit 'n jong mens in my lewe teëgekom wat so honger is vir die woord van die Here nie. As ek luister na Afrikaans Wêreldradio Afrikaans, wat Adventiste Wêreldradio Afrikaans, en ek sien elke keer kom daar ietsie by. Wie is dit? Chanel. Chanel, welkom hier by Magali Sig. Jy was al 'n paar keer hier gewees. En ek wil graag met jou gesels oor 7 punte hoe ons tot diens van God kan wees. En voor ons daarby begin, is daar iets wat ek graag wil sê. Ek weet nie of julle die verhaal van Samuel ken nie. Dit sal ons in 1 Samuel 3 lees. Toe was hy al by Eli gewees, die priester, die hoofpriester. En die aand het hy gaan slaap. Julle kan dit in vers 2 gaan lees. Die aand het hy gaan slaap by die ark van die Here, die 10 gebooie. En daar het die Here hom die eerste keer begin roep. Chanel, die oproep om die Here te vrees, wat beteken dit vir jou? Dan ek dink om die Here te vrees is waar alles begin en die middelpunt van alles. Ek weet almal het verskillende gedagtes van wat dit is om die Here te vrees, en die Bybel gee vir ons verskillende verse en kontekste. Vir my persoonlik is dit om lief te hê wat die Here liefhet en om te haat wat hy haat. En wanneer ek die Here vrees in daardie opsig, met ander woorde, dit beteken ek kies dan om hom te gehoorsaam. Ek kies om in sy diens te wees, ongeag my gemak rondom my. Ek kies om die waarheid te volg, want as ek by God is en ek kies om hom te vreeg, dan beïnvloed dit eintlik alles wat my reaksie is daaruit, om die Here te vrees. Dis 'n wonderlike antwoord wat sy daar gee. En dit gaan gepaard met Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En ek kan dit uit my eie uitpraat. Wanneer ons meer en meer tot diens van God kom, Chanel, en ek dink jy kan dit self praat, hoe meer en meer lei die Heilige Gees jou om wat te doen. Dan kom ons by 'n ding wat sê, bedien hom in opregtheid. Wat sou jy sê? Tannie, en ek kan nou net vir myself praat, en dit is, ek dink, die ene waar nederigheid die grootste rol speel hierso. Want die Here soek opregte harte, gewillige opregte harte. En ek dink opregtheid is waar die verskil kom tussen iemand se bediening en iemand se karier in bediening.
En ek dink ons kan almal in voorbeelde dink in verskillende kerke en ander dominasies of wanneer jy na die wêreld kyk, maar wanneer jy met 'n opregte hart staan en sê Here, vul my net met u vrees en u kennis en u waarheid en met daardie hart kan die Here werk, want jy is opreg en jy gaan vorentoe, want opregtheid is nie net hier waar ek sit voor in die kerk nie, maar dis wat ek doen by die huis ook, hoe ek my voorbereiding doen of nie my voorbereiding doen nie. Hoe jou binnekant lyk en ek kan nie tannie se hart sien nie, net die Here kan. Dit is so. En ja, dan kom ons by Psalm 145 vers 17 tot 18. Dit sê daarso: die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. En dan vers 19 sê hy vervul die wens van die wat hom vrees. En hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Dit is 'n baie mooi belofte. Dit is absoluut, en dan kom ek terug by dit, wat sy haar eerste ding begin het by die radiostasie, die beloftes van God, die lewende beloftes. En Chanel, dis merkwaardig, vernaam die laaste reeks wat jy doen, vergifnis, is unbelievable. Ek moet sê, dis nogals, wanneer mens, gisterand op die weeksepunt het ons ook gepraat daaroor, 'n spesifieke Bybelvers wat ek gekry het, ek dink is in Jesaja, wat mens nooit by vergifnis sou gesit het nie, maar wanneer mens so diep ingaan, die Bybel is vol beloftes, en ons weet as ons in die groot stryd ook lees, aan die einde van die dag, jy gaan voel of jy alleen staan, en al wat jy het is die beloftes van God, maar as ons as kinders van God, vriende, nie nou al leer, wat 'n belofte van God vir my nou al beteken nie, hoe gaan ek weet, wanneer dit voel of die Here weg is, wat dit vir my beteken. So ons moet dit ken, ons moet dit oefen, ons moet dit verstaan en ons eie maak. Absoluut. In elke opsig. Absoluut. En dan wil ek kom by die derde punt. Dien God in waarheid. Dis 'n baie belangrike punt daai. Want waarheid is nie buigsaam nie. Waarheid is waarheid. En hierdie is die waarheid. Ons almal weet dit en al waar ons die waarheid kan leer ken is in hierdie boek. Dis waar jy Jesus Christus leer ken. En waarheid en die ander ding waaroor ons gepraat het die week tannie Letitia is dis een ding om die waarheid te ken, dis iets heeltemal anders om die waarheid lief te hê. Ek weet deel van getuienis wat ek al gegee het, daar was 'n goeie 10 jaar wat ek nie die waarheid lief gehad het nie. Absoluut. Kyk, jy kon nie met my stry nie. Ek kon om 'n kampvuur gesit het en mense kom met my kom praat het oor dis die eintlike kerk en dis waartoe mense gaan as jy dood is en sulke goeters. Jy kon nie en ek kon jou bewys uit die Bybel uit want my kennis was daar en ek het die waarheid geken. Maar het ek die waarheid lief gehad? Nee, ek het nie. Maar wanneer mens nou die waarheid lief het, bepaal dit my reaksie op alles. Dit bepaal my denke, dit bepaal my evangelie, dit bepaal waartoe ek gaan, dit gaan bepaal hoe ek luister na die Here, want die waarheid is daar en ek moet dit lief hê en dan kan jy dit uitleef. Absoluut. En dan kom ons dan eintlik by Johannes 4. Nou almal ken Johannes 4, dit gaan oor die Samaritaanse vrou, maar in vers 23 en 24 praat dit juis daarvan. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet 'n gees en waarheid aanbid. Dit is merkwaardig hoe Jesus vir ons almal soveel lewende kos gegee het, soveel lewende brood gegee het. En dan kry jy nog mense wat sê ek het nie tyd nie. Dis jammer. Maar dis mooi van daai vers ook wat hy sê van God wil hê ons moet hom in waarheid aanbid. Ja. Want ek dink waarheid is iets wat ons beskerm ook teen misleiding. En dis iets wat ons bitter nodig het. En al hoe ek gaan weet as Satan eendag kom en hier rondloop en sê ek is Jesus, want hy gaan klink soos Jesus en hy gaan lyk soos Jesus en doen wat Jesus en al, maar as ek die waarheid ken, nou gaan hy my mislei nie. Ja, absoluut. En dit gebeur al meer en meer vernaam op die sosiale media.
En dan kom ek by nommer 4, 'n ware kennis van hom. Hoe is ons kennis van hom? Wel Tannie, ek kan nie met iemand iets deel wat ek nie het nie. Ja, Ek dink dis die groot ding en ek het onlangs na 'n preek van Armin Kritzinger ook gekyk wat hy praat juist van daar's net een plek weer eens wat jy kennis kry van Jesus Christus en dis in hierdie boek. Ek kan nie kennis van Jesus kry by Tannie nie of by my predikant nie. Ek kan hoor wat hulle sê en ons as mense sit ons gevoelens by en ons opinies by en alles. Maar kennis, ware kennis en om dit te kan deel met ander, dit beteken ek moet weet as Tannie praat van liefde, okay, weet daai vers en daai vers. En dis wat so amazing is weer terug by beloftes. Jesus beloof dat die Heilige Gees gaan my leer. Hy gaan my leer in die waarheid, hy gaan my lei in die waarheid en hy gaan my herinner wanneer dit kom by wanneer ek dit nodig het. So my mensbrein kan nie hierdie hele boek opsê soos wat die Waldense gedoen het nie. Maybe gaan daar 'n dag kom wat ek glo dit moontlik is, maar die Heilige Gees is betrokke, dis die belofte. Ja. Maar dis my verantwoordelikheid om hierdie boek te gaan oopmaak en te gaan studeer en te leer kennis, sodat ek dit kan deel. Ja, dit laat my terugkom na wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 3 vers 16 en 17. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die bedekking wat jy voor jou oë die hele tyd gehad het, kon nie verstaan wat in hierdie woord staan nie, word skielik vir jou weggeneem. Maar nou is jou hart oop om dit te kan ontvang. En dan kom ons by die groeiende dankbaarheid vir wat God vir ons doen deur Christus. Ja, en dis nou hierdie punt ek vir Tannie gesê, dit is nou die een wat ek dink ons almal emosioneel oor moet raak. Want die dankbaarheid oor wat Christus gedoen het en dis vir wanneer mense die verstaan wat die dag by die kruis gebeur het, maar ook die aand voor die tyd in Getsemane wat Jesus alles gedoen het vir ons en opgeoffer het en alles gegee het. Dit wat hy bereid was om deur te gaan voor hy gekruisig was, die manier hoe hy gekruisig was. As mens dit verstaan, liefhet weer eens die waarheid en 'n dankbaarheid het, verander dit alles. Ek dink dit verander wat hier binne aangaan en dit beïnvloed of jy nie dit wil deel of nie. En wanneer mens daai dankbaarheid het, want jy verstaan wat Jesus Christus gedoen het deur daai ure. Tannie Letitia, hoe kan jy nie dit deel met ander nie? Hoe kan jy nie daai dankbaarheid wil uitwys? Hoe kan jy nie emosioneel raak daaroor nie? Hoe kan jy nie Dit is nou soos hulle dit laat my terugdink aan toe ek 7 jaar terug my hart die middag op my knieë geval en vir die Here gevra, ek wil die waarheid weet. En hy het gesien hier is iemand wat honger is en hy het vir my geopenbaar. En dit laat my nou terugkom na Jesaja 12. Ek weet nie hoeveel mense het al Jesaja 12 gelees nie. En dit het my oë nogal oopgemaak en dit sê, en in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U tronig op my gewees het. U troon is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie. Want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig sy naam hoog is. En dan sê dit hierso, psalm sing tot eer van die Here, want hy het 'n heerlike ding gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Onbeskryflik om te weet. En dan kan ons na 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wil jy nie dit vir ons lees nie? Chanel, asseblief. 1 Tessalonisense 5 vers 18.
Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Daar het ons die antwoord hoe om dankbaar te wees. Dan nommer 6, 'n sterk sin van plig tot God. Hierdie was vir my nogals interessant en wat Tannie genoem het, want in my notas toe ek nou die voorbereiding ook gedoen het, wanneer mense in dankbaarheid kyk, dan word jou diens vir God vreugde. Dit vat die plig gevoel daarvan weg. Maar dan kom jy by die plig en die opdrag wat God vir ons gee om sy woord te deel en die evangelie te deel. Maar iets wat ek ook gekyk het na is, plig is nie 'n vuil woord nie. Nee. En ek dink partykeer voel dit vir ons so, want dit is jou plig om dit te doen en dit word verwag van jou en ons as mense hou daarvan om 'n bietjie te rebel teen daardie woord. Maar plig dink ek is meer 'n volwasse woord as mens dit verstaan. Want wanneer ek weet dit is my plig om vir die Here te werk, dan daai dae en dit gebeur baie wanneer ek moeg is, wanneer ek swak voel, wanneer ek nie lus het om kerk toe te gaan nie, wanneer ek weet ek het 'n deadline byvoorbeeld by die stasie en ek het net nie krag nie want die Satan se aanvalle is daar, so jou energie gaan na 'n ander plek toe. Maar om die volwassenheid te hê om te verstaan, ek het 'n plig ook as 'n kind van die Here om hierdie boodskap te vat en uit te vat. Dit maak my opstaan. Dit maak jou gaan sit en jou Bybel oopmaak. Dit maak jou klere aantrek, soos jy tannie vanoggend gesê het, jy trek aan en jy kom kerk toe. Jy doen jou kant, want dit is jou plig. Dit word van die Here van jou verwag. En met die dankbaarheid en alles wat saamgaan, dan is dit 'n vreugdevolle plig. Maar die verantwoordelikheid daarvan. Dit is wonderlik, want dit sê in Jesaja 6 vers 5 tot 8. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk van onrein van lippe is. Want my oë het die koning van die Here van die leerskade gesien, maar een van die serafs het na my toe gevlieg en met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak het en gesê het, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ek wil graag voor ons verder die laaste vraag mee sal werk, dat ons na hierdie video sal luister van Piet Smit in Jesaja 6. Die hoogste troon met glans omhoog, waar God se kleed die tempel vul, serafs besing sy majesteit, heilige sy, teenwoordigheid, die drempels dreef en rook verskyn, het God gesien, ek is onrein, met skuld versoen, deur altaar vuur,
En dit laat my weer dink. Die Here roep ons almal. Is ons bereid om te gaan? Dan kom ons by die laaste gedeelte, Chanel. En ek het so baie van jou antwoord gehou toe jy dit vir my sê. My reaksie uit my hart, hoekom dit vandag saak maak? Hoekom maak dit vir Tannie saak? Wat dit vir my saak maak, en ek is eerlik om dit te sê, ek het bevryding gekry, in my hart, in my wese, in alles wat ek het. Ek het soveel wonderlike siele ontmoet van die Here. En dit is wat vir my saak maak, want selfs die werk wat ek heiliglik doen, het die Here op my pad gebring. Hy het alles vir my gegee, wat ek wil hê, wat ek wil doen. En soos wat jy nou die dag gesê het, ek kan nie wag om huis toe te gaan nie. Dit is my wens, nie net vir my nie, maar vir elkeen wat hier is, en in die hele wêreld. Die hele wêreld. En jy, Chanel? Dit maak vir my saak, want ek wil huis toe gaan. Ek wil ook. Dis Ek wil hê ons almal moet gaan. absoluut. En ek dink dis eintlik so mooi hoe Tannie het gestel het, die reaksie uit my hart uit. En ek dink dis iets wat elkeen van ons kan huis toe vat en gaan vra, wat is die reaksie uit my hart wanneer die Here vra, wees net in my diens. Dit beteken nie almal van ons moet agter 'n radio sit of agter 'n preekstoel of in die sendingveld. Dit is waar ook al ons is. Maar om in diens van die Here te wees, en maar wat is my reaksie en dan die vraag, hoekom maak dit saak? Want dan dit maak saak wat my reaksie is, want dit bepaal my lewe. Dit bepaal my leefstyl. Dit bepaal hoe ek optree teenoor ander mense. Dit bepaal, as Tannie my bel, gaan ek sê ja of nee, dit is die eerste Sabbat in Januarie. Come on. Jou reaksie maak saak. Dis reg. Maar 'n reaksie, en ek love die woord reaksie, want 'n reaksie is iets wat nie een van ons beplan nie. 'n Reaksie kom van self. Jy 'n taxi ry voor jou in en jy reageer. Jou man of jou vrou bring vir jou blomme en jy reageer. So wanneer die Here jou roep, wat is jou reaksie? Dit is nie 'n beplande ding hoe ek dan, okay, gaan ek nou daar dink of wat is jou reaksie? En dit is hoekom al die punte vir my so mooi is van wanneer ek die waarheid liefhet, wanneer ek die kennis het, wanneer ek 'n opregte hart het wanneer ek na die Here toe kom, wanneer ek sy stem hoor. En vriende, die vraag is dan as jy vanaand huis toe gaan, die Here het vir jou, want hy het almal van ons geroep. As jy 'n kind van die Here is, roep hy jou tot sy diens, want hierdie kerk moet oorloop, elke gemeente moet oorloop. Want ons moet huis toe gaan. Absoluut. Dis hoekom dit saak maak. Want Christus het alles vir my gegee, vir Tannie gegee, vir elke een van ons gegee. So vriende, wat is jou reaksie daarop? En dis 'n reaksie. Dis nie something to think about nie. Dit is waar daai. En dan wil ek eintlik afsluit met Abraham. As ons die verhaal van Abraham ken, eerstens hy was gehoorsaam. Hy het op God se beloftes gehoop. Hy het in opregte geloof, het hy gestap met die Here, en die Here het hom geregtigheid toegereken. Hy het geglo aan die verlossingsplan, hy het vertrou daarop, op so 'n manier dat die Here hom gevra het om sy seun te offer. En hy het al die pad gestap. Maar wat so merkwaardig is, Chanel, toe Isak vir hom vra het, maar waar is die offer? Nou, wat was sy antwoord? Die Here sal voorsien. En dan wil ek afsluit met hierdie woorde. In sy diepe geloof, sy onwrikbare gehoorsaam, asook die geloofsekerheid wat hy uit God se beloftes geput het. Al hierdie dinge maak van hom 'n uitstekende rolmodel vir die moderne Christen.
En weet julle waar het ek die woorde uitgevat? Toe was ek nog nie eers in hierdie pragtige gemeente nie. Met 'n sabbatskoolles van 2018, die 4de kwartaal. En dit het vir my saak gemaak. Voor ons gaan afsluit, wil ek vir Chanel sê baie dankie vir jou tyd wat jy vir die Here elke dag gee. Dis 'n voorreg, dankie Tannie. En dat ons die Here voor ons sal stel, agter ons, langs ons, waar ons ook al mag gaan. En ek wil vir Chanel vra dat ons sal afsluit met gebed. Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om as kinders van God, as 'n geestelike familie saam te kan vergader vandag. Dankie Here vir die boodskap wat Tannie Letitia vir ons voorberei het en gebring het, en Here, dat ons kon deelneem daarin. Dankie Here vir die waarheid wat ons het, Here, die toegang wat ons nog het tot die waarheid om die kennis te kan leer. En Here, dis my spesiale gebed, Here, dat elke persoon wat hier is vandag en wat luister, Here, 'n liefde sal kry vir die waarheid. En Here, ons weet wanneer ons die Bybel studeer, U woord, Here, dat daardie liefde kom nie van onsself af nie. Dis 'n besluit van bereidwilligheid wat ons maak. En Here, ons wil ons harte vir U gee. Gee U liefde vir ons in ons, sodat ons U woord kan lief hê. Here, mag ons in hierdie tye wat voor ons lê in hierdie nuwe jaar, en Here, soos ons glo ons in die laaste dae staan, Here, mag ons 'n liefde hê vir die woord en vir die wet. Here, dat ons deel van daardie groepie sal wees, al haat die Satan ons. Here, maar dat ons aan die gebooie sal vasklou, dat ons die gebooie sal vasbewaar en 'n getuienis van Christus wees. Here, en oral waar ons gaan, en elke werk wat ons doen, waar ons weer teruggaan na die normale werk maandag, wanneer die wêreld weer begin, Here, mag ons onthou om U saam te neem, maar om die liefde vir U wat ons het saam te neem, om dit te deel met ander. Here, want U het vir ons alles gegee. U het alles vir ons gedoen, U het alles moontlik gemaak. En Here, dan sit ons boonop met dit 'n Bybel vol beloftes wat U nog steeds beloof om die pad vorentoe makliker en moontlik te maak. Here, ons weet dis rowwe tye, en ons weet om 'n kind van God te wees is nie altyd die gewildste nie. Maar Here, die beloning hierna is waarna ons uitsien, want ons wil huis toe gaan. En U beloof daardie ewige lewe vir elkeen, wanneer U kom om te sê, goeie en getroue dienskneg, kom in. Kom in en wees vir ewig saam met my, waar ons U gaan sien van aangesig tot aangesig. Dankie ook Here vir die geld wat ons nou kon teruggee aan U vir die bydra. En Here, selfs daardie geld, Here, neem dit en maak dit baie, soos wat Jesus wonderwerk gedoen het met die brood en die visse, sodat die werk klaar gemaak moet word. Maar vat ook ons hande en ons voete en gebruik dit dat ons sal die werk doen wat Jesus sou gedoen het as hy hier op aarde was. En Here, mag ons dit as 'n ernstige plig ervaar in ons hart met vreugde. Here, want dit maak vandag saak. Dit is my gebed vandag in die naam van Jesus Christus. Amen.